dankie dat julle uitgekom het vanoggend. Ek sê altyd met die tipe van ding, is dit altyd waar mense graag wil iemand se lewe net vier. Wat dit beteken dit vir almal en in my geval het ek nou nie vir Anton geken nie, maar iets wat ons deel is 'n naam. En so hy moes 'n goeie ou gewees het. Hy moes 'n goeie ou. Anton se karakters, dit kan ek vir julle sê, so weet jy wie daarvan kan getuig nie, maar is 'n groot voorreg om hier te kan wees vandag en dankie vir die geleentheid om te kan gesels. En net te herdenk dit wat hy gedoen het, wat hy beteken het vir almal. En ja, so voorreg om dit te kan doen en 'n mens besef net, jy weet, Elria, ek sien jou nou sommer ons was saam op skool en nou dink ek, jy weet, ek wil nie sê wat se jaar ons was hier, maar die grys wys en mens weet nie wat vir jou voor lê nie. En met sulke tipe van dinge, jy weet, jy's nou jonk en as jy weer sien, dan lê die lewe agter jou en jy dink, wat het ek gemaak met my lewe, wat gebeur daarna? En dit is eintlik so hartseer om te dink dat, jy weet, die oomblik as jy die wêreld verlaat, dan die wêreld gaan aan. En wat se legacy los jy? Wat los jy vir die mense en wat gaan mense onthou van jou? Wat se verskil het jy gemaak in die wêreld dalk? En as ek so lees vinnig wat Morif my gesê het van wat Anton net vir hom beteken het, jy weet, dan soos ek sê, was hy 'n spesiale Anton geweest, soos ek glo hy sou wees. Maar ja, ek sien altyd sulke geleenthede as tyd om te reflekteer op ou se lewe en net te sien waar is ek, waarmee is ek besig, wat doen ek en wat is regtig belangrik, want ek dink die lewe is so gejaag. Ons kry nie altyd tyd om stil te sit en net 'n bietjie boek te hou van waar gaan dit regtig nie. En vir party van ons is dit dalk die enigste geleentheid waar ons by 'n plek kom waar mens regtig net gou sê en sê waarmee is ek besig en wat tel regtig. En vir Anton se lewe om dit te kan vier en te sê dankie Anton vir die geleentheid wat jou lewe ons gee, hoe dit kan herdenk en om na te dink oor wat regtig belangrik. So ek gaan vir ons nou net gou 'n deel lees, maar ek wil net gou so 'n bietjie van 'n stukkie lees wat Morne het my geskryf het rondom hom, Anton wat natuurlik nou oorlede is op die 26ste, en dit is vir my interessant dat as mens kyk na sy geboortedatum en maand, die jaar, so ek, van wat ek kan aflei dat hy dan 70, jy weet, gehaal het en gemaak het, maar as mens dink aan vandag se tyd, hoe ouer ek raak, hoe meer dink ek 70 is jonk, 80 is jonk, 90 is jonk, jy weet dan wil bly sê wat is jonk en wat is, jy kan nie meer sê nie, maar die jonk mense sê gou vir jou oom en jy is oud, en dan dink jy, effe daar is dit jy. En mens besef net dat tyd hardloop uit, en tyd is so gou, en hoe ouer ons word, hoe vinniger gaan die tyd, ek dink is omdat ons so besig is, en ek weet die party daar is ek bang, en dan dink jy, jou mortality vang op met jou, jy kry seker gevoelens en dink, sure, behalwe vir die feit dat as jy geseënd is om ouer te kan word, en jy weet jou tyd is dalk min, weet nie een van ons hoe min ons tyd is nie. Die ou wat my foto's neem, ek doen verkoop huise en real estate vir die lewe, die ou wat my foto's neem, het ek laasweek gesien, en ons het huis afgeneem en gesê, sien jy oor 2 keer vir die volgende een, en die donderdag sy oorlede, en dit is so vinnig. En dit was 'n skok vir my, maar alhoewel mens tog weer die goed kom. So, ek wil net vandag miskien 'n vraag by ons los in die einde, en net vra vir jou om regtig te dink vandag, waarmee is ek besig, wat doen ek? Doen ek goed van waarde, beteken ek iets vir die wêreld? Want op die einde van die dag, alles wat jy vir jouself bou, gaan tot niet. Maar dit is dit wat jy verskil gemaak het in ander mense se lewens, dink ek, wat waarlik tel, en dit wat 'n mens los. So, hy was lief vir motorfietsry, nou ek is ook lief vir motorfietsry, so ek en hy het al iets in gemeen, like het my. En dan ook lief vir sportskiet. Anton was 'n persoon wat nie 'n grys gedeelte gehad het nie, hy was wit of swart, en alles moes altyd reg in 'n plek gewees het, hy was 'n perfeksionist. Nou daar gaan ons so 'n klein bietjie, skei ons so 'n bietjie, ek hou ook van die wit en swart kant, maar 'n mens probeer maar dinge in plek hou en so, maar so 'n tipe persoon weet 'n mens gewoonlik waar jy mee staan. En ek dink dis nogal lekker. As 'n mens met iemand weet, jy weet, as hy dit sê of daai sê, dis wat jy kan verwag. En jy hoef nie altyd te worry oor wat hulle dink of wat anders is nie. So dit is lekker om daai tipe van persoonlikheid te kon hê. Hy het almal probeer help waar hy kon. En 'n mens is maar geneig om te kyk waar kan jy 'n verskil maak, waar kan jy iemand help, en dit is mooi om dit te lees van hom, om te weet dat hy ook altyd gekyk het waar, en my persoonlikheidstipe is ook maar so, ek hou daarvan om te kyk waar kan 'n mens 'n verskil maak, waar kan 'n mens help. En hy sê nou wel hier dat hy nou nie alles van sy vroeë jare agtergrond het nie, en ons sal later dalk 'n geleentheid gee
as iemand ook net ietsie wil deel, maar miskien kan iemand iets meer deel, wat ook meer mag weet, maar ons sal baie geleentheid gee. Ek wil graag net gou vir ons 'n teksgedeelte lees, en dan sal ek vir ons later net dalk los met 'n vraag waaroor ons kan nadink. En die teksgedeelte kom uit Johannes 11 uit vers 25 in die ou vertaling. Waar Jesus met die vrou praat en hy sê vir haar, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En jy weet, baie keer wanneer ons in die kant van die lewe is, dan dink ons nie altyd daaraan nie, maar dit is ek sien so baie gevalle, mens weet net nie, so dit is iets om oor na te dink. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. Ons is geneig om te sê die lewe is kort, maar as jy moet dink daaraan, ons is geneig om ook baie keer te sê, you only live once, but you only die once, en dan het jy 'n geleentheid om vir ewig te lewe. So ek wil regtig hê, ons moet net nadink oor 'n paar vragies wat ek miskien vir ons wil los net wat sê, en kenmerke wat sê, dat die lewe is kort. Ons moet dit onthou. Jy weet vandag, en jy het net hierdie oomblik om 'n impak te maak. En vir die van ons wat dalk geneig is om in die toekoms te leef, jy weet, 'n mens moet regtig waar, dit bring net angs en vrees en al daai dinge saam. Maar mens moet probeer om 'n bietjie, en hopelik kan Anton se lewe dit inspireer vandag om te sê, kom ons kom terug na die huidige toe. Waar is ek? Wat kan ek nou doen? Wat kan ek vandag doen? Ek dink ons leef baie keer so ver vooruit dat ons stres en ons dink oor dinge en dan vergeet ons om nou te leef en aktief te wees. So ek het 'n tendensie om te sê dat 'n mens dat jy so vasgevang word in jou eie probleme en dinge, dat jy maak 'n idol daarvan en jy is so opgevang in jou probleme en dinge dat jy beteken nie regtig vir iemand anders of die koninkryk ietsie. So miskien kan ons net daarin dink om net van die oomblik teenwoordig te wees. Vergeet gou van jou foon, vergeet gou van jou werk of enigiemand wat dalk vir jou wag, net vir 'n uur. Kom ons hoor net en kom ons herdenk net dit wat hy ook vir ons nagelaat het. Die tweede ding is net om te onthou dat ons eendag voor God gaan staan. En dit is 'n feit, en daar verby kan jy nou nie kom nie. So maak nie saak hoe besig jy is en hoe suksesvol jy is nie. Ons kom almal agter met tyd dat geld en daai goed kan jy nie red nie. So ek wil net sê dat ons moet in gedagte Hebreërs 9 vers 27 verwys daarna, dat eendag gaan ons almal voor God staan. Maar dan om dit nou nie te depressief te maak is om te sê Johannes 3 vers 16 sê God is lief vir jou. En dit is vir my so mooi want deur iemand se lewe kan hy uitreik na jou toe vandag en vir jou sê ek gee genoeg vir jou om 'n impak te maak. En ek gaan jou nie so los en laat hier. Ek weet Anton is self 'n stout gat en 'n middelkind. Jy weet ja, dankie Here, hy het vir my lief en dat hy liewer as my ma seker. Maar dankie dat hy vir my gekom het want ek sou nie vir myself gekom het dalk nie, maar hy sien die hoop en hy sien die potensiaal wat hy kan. En ek dink as mens bereid is om 'n bietjie oor te gee en saam met die Here te werk, dan kan hy eintlik amazing goed deur mense se lewe doen. So toe hy my vra, sou jy die geleentheid vat, sê ek Jesus se naam kan verkondig enige tyd. Hy doen genoeg vir my ook. En dan net die laaste dag is om te sê dat vandag is die dag om die verandering te bring. 'n Mens kan bly sê ek gaan nog. Jy weet ons van afstel kom uitstel. Ja, ek gaan nog die onkruid uittrek, ek gaan nog dit, ek gaan nog die daai en voor jy sien dan gebeur dan niks sien. Veral ons mans, nee, ons is baie lief daarvoor. Ons gaan nog. Tot jou vrou tyd om die handyman te bel, dan doen jy dit maar gou. Maar ons is geneig om dit te doen en ek wil net vir julle sê, weet jy wat, as ek kyk wat daar buite aangaan en hoe mense hulle lewens verloor op die stadium, dit kan enige tyd gebeur, dan is daar nie tyd nie. Nou is die oomblik. Daar is nie anders 'n tyd as nou nie. So hoor regtig, mag die Here die woorde seën op jou en dit in jou hart vestig dat jy net moet onthou waaroor gaan dit en ek is so bly sy naam is Anton, want dit voel vir my so dat deur Anton en dit wat ek graag probeer ook doen in die lewe, kan 'n mens regtig waar geïnspireer word deur Anton om net vandag te sê kom ons dink na oor wat's belangrik. Maar ek wil net gou vinnig ietsie lees rondom wat Morne gesê het 'n boodskap. En van wat ek kon aflei toe ek nou aand met hom gesit en gesels het, was dat die mentorskap en die mentorsrol wat hy vir hom was en gedoen het. En ek probeer ook altyd so iets wees vir jonger mense en ek probeer altyd iemand in my lewe hê wat ouer as ek is, wat vir my daai ervaring kan gee, want ek sê altyd jy kan nie ervaring koop nie. Jy kan maar weet wat jy wil en jy kan al die dinge doen, maar jy kan nie ervaring koop nie. Daar's goed waar jy moet deurgaan in die lewe om te weet waaroor dit gaan. En ek neem aan dat Anton dit gehad het en dat hy dan nou môre bevoorreg was dat hy dit met hom kon deel. En hy sê hy het hom geleer ken by Teresan in 2008 as my baas en het oor die jare baie goeie vriende
met hom geraak. So wat vir my mooi was daar is om te hoor ook dat dit meer persoonlik was as net 'n werksverhouding wat goed was. Hy was 'n ware vriend en met wie ek openhartig kon gesels en by wie ek kon raad vra. Dit is 'n groot hartseer om afskeid van jou te neem. Hy was nie net 'n vriend nie, maar ook 'n groot mentor wat my lewe op baie maniere verryk het. Jou wysheid en ondersteuning en geloof in my sal ek altyd onthou en waardeer. En dit het my nog getouch toe ek dit lees môre is daai vertroue wat jy in my gestel het. Jy weet, ek dink ons almal wil graag voel dat jy iets ergens vir iemand beteken en die feit dat hy dit in jou gevat het en dit raak gesien het, kan 'n mens definitief sien in jou lewe. Jou en my lewe op baie maniere verryk het. Dis mooi gestel. Jou wysheid, ondersteuning en geloof in my sal ek altyd onthou en waardeer. Dankie vir alles wat jy vir my geleer het en vir die verskil wat jy in my lewe gemaak het, Resag. Jy sal altyd met respek en dankbaarheid onthou word. Ek gaan ons daaglikse geselsies mis en dis wat ek wil sê oor leef in die huidige. Toe ek die fotograaf gesien het 'n week terug, het ek nie gedink dis die laaste keer wat ek kom sien nie. Die mense sien so gou, sien jou môre, sien jou dit. En ek het altyd gedink dis my ma sê as die Here wil, ja, die ou mens stories. En nou is dit my sê wat ek weet hoe wonderbaar ons is. So nou weet jy leef in genade, die feit dat jy opgestaan het, die feit dat jy hier is vandag is net genade. So daai geselsies, ek wil vir julle bemoedig en sê die klein oomblikies wat ons het, wat ons baie keer so besig raak en ook check jou foon en jy check dit en jou kop is eintlik daar maar iemand praat nou met jou. En dit was nou nie lekker om julle net kon sit vir 'n paar minute te hoor wat julle sê. Maar ek wil vir julle bemoedig en sê as jy geliefdes in jou lewe het, enigiemand, vriende, familie, wie ook al dit mag wees, selfs 'n vreemdeling. Jy op die robot baie keer, hoor net wat hy sê. Al het jy niks vir my. Dan maak 'n tydjie en maak dit persoonlik en neem waarde daaraan. Want dit mag dalk die laaste oomblik wees. En ons is dan nou baie keer geneig om te sê, ek wens ek het, maar jy kan tog. Ons mis jou baie en jy sal vir altyd in ons harte voortleef. Sjoe. Die lewe is kort. Ons gaan voor God staan. God is lief vir jou en vandag is die dag. Mag aan ons lewe regtig ons inspireer om in die oomblik te leef meer en meer en dat ons sal bewus wees van wat om ons aangaan en waar kan ons 'n verskil maak, want ek dink dit is die wonderlike ding is dat Morne vir altyd en natuurlik familie en so en hom en julle as werkskollegas, almal wat ook van hom geken het en saam met hom gewerk het, familie, almal wat 'n pad saam met hom gestap het, sal dit altyd van hom onthou. Wat gaan hulle van ons onthou? Want dis volgende is ons beurt. Wat gaan hulle van ons onthou? Maar meer is dit. Wat word van jou lewe wanneer jy hier weggaan? Dit is die belangrike ding. Want hierdie 20, 30, 80, 90 jaar wat jy gegee word is 'n geleentheid. Wat doen jy daarmee? En ek sê altyd ek sou graag eendag voor die Here wou staan en kon sê, dankie dat jy die tyd gevat het om my uit te gedink het en vir my die geleentheid gegee het om jou te kom verteenwoordig. Mag ek jou trots maak op die manier wat ek dit uitleef en elke geleentheid vat en dit voluit uitleef. Mag ek die meeste daarvan maak. Ek sê altyd as jy voor die Here kan staan eendag en hy sê, welcome faithful servant, dankie dat jy geleef het en dankie dat jy die verantwoordelikheid gevat het. Moet seker die grootste ding wees om te kan hoor. Hulle het gesê julle het julle 'n videoetjie wat julle graag sou wou speel. Miskien kan ons graag die videoetjie van hom speel net as 'n herdenking. En as daar enigiemand is daarna wat graag iets sou wou sê, dan is julle meer as welkom. It's been a day without you, my friend. I see again. You've come from over. I see again. Why'd you have to leave so soon? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most?
friend. We'll see again. We've come from where we began. Oh, I'll see you again. When I see you again. How do I breathe without you? Feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you. Baie dankie. Is daar nog enige iemand wat voel hulle wil graag ietsie net sê oor hom? Dalk die geleentheid wil hê? Ja, die voorkant. Ek het vir Anton leer ken net voor die COVID-tydperk. Hy was 'n buurman van my, so 2 huise weg. Hy was 'n buurman van Tisie gewees. En ek en my vrou Millie het kennis gemaak met Anton by Tisie se ma se verjaarsdag. En daar het ons nou Anton nou weer ken. Anton het 'n klomp mense geken, hy het 'n klomp kennisse gehad, maar tog was hy 'n eensame mens. Hy het 3 kinders gehad, wat julle seker van weet. Dit was sy 2 katte, en dit was Mornay. Mornay was sy unofficial seun. En Mornay, ek moet vandag vir jou sê, Anton was baie lief vir jou. Anton het baie van jou gepraat. Anton het baie op jou staat gemaak ook. Die 2 katte wat Anton gehad het, die het baie in sy lewe beteken. En ons het baie van Anton gesien. Ons het seker elke 2de, 3de dag het Anton daar by ons ingeloop. En op 'n dag toe kom daar 'n 3de kat in Anton se lewe, wat sy lewe verander het. En dit was Susan. En Susan, jou sê baie dankie. Die laaste jaar of 2, ek ken nie vir my, jy weet nie, ek is maar. Dankie vir wat jy vir Anton beteken het. Jy het sy lewe minder eensaam gemaak en ons waardeer dit. Totsiens ou broer. Enige iemand anders dalk? Ja, WhatsApp gestuur. Ja, ik kan lees, ek is nie. Nee, 'n goeie spreker nie. Dan jy ook dit. As dit ook kan. Ja. Is daarmee 'n opstel nie, is dit? Eerstens wil ek my innige meegevoel betuig aan Anton se familie, vriende, ou kollegas en elkeen wat die voorreg gehad het om hom te ken. Wanneer ek aan Anton dink, kom die woorde onmiddellik by my op: stiptelik, getrou en liefdevol. Anton het buite wat 30 jaar by Teresan gewerk en ek was bevoorreg om ongeveer 4 jaar saam met hom te kon werk. Vir 3 van die jare was hy my direkteur-bestuurder en ek sal altyd dankbaar wees vir alles wat hy vir my geleer het. Waarom sê ek stiptelik? Almal wat saam met hom gewerk het, sal weet Anton was 'n man van roetine. Dit klink nou net soos ek is baie erg op roetine, so ek weet dis 'n Anton ding hierdie. Hy het elke dag op dieselfde tyd begin werk, was nooit laat nie en het alles met ongelooflike presisie gedoen. Ek sê altyd, ek is net laat vanaf ek getroud is, anders was ek altyd betyds. As hy nie op kantoor was nie, het hy iets eenvoudig ontbreek. Die ander sou elke oggend met sy stophorlosie
die bedieners aanskakel en my soms vra om tye neer te skryf om seker te maak dit neem nie langer of korter as die vorige dag nie. Dit was net Anton. Maar agter sy streng gedissiplineerde manier was daar 'n ongelooflike liefdevolle mens. En ja, hy het dinge volgens die boek gedoen en hoë standaarde gestel, maar wanneer hy vir jou omgegee het hy dit op 'n unieke manier bewys. Byna elke week het hy vir die kantoor McFlurries gekoop en ek was gewoonlik die een wat dit moes gaan haal. Ek het altyd gesorg syne staan onder die ligversorger want hy beslis nie van gesmelte roomys hou nie. Nog 'n herinnering was dat ek altyd sal koester, is toe ek as tiener oor naweke vir hom papierwerk gedoen het. Eendag het hy vir my 'n sny Fabiola koek van Limnos gekoop. O, dit klink lekker. Omdat hy my gesien het en omdat hy gesien het hoe baie ek daarvan hou. Daarna het hy feitelik elke naweek wat ek gaan werk het, weer 'n sny koek vir my gewag. Sy manier om dankie te sê vir die harde werk. Dit was 'n klein gebare, maar dit het baie beteken. En as daar een ding is wat ek vandag wil sê, is dat Anton 'n ongelooflike invloed op my lewe gehad het. Hy het my nie net geleer om goed te werk te doen nie, maar hy het my ook geleer wat dit beteken om toegewyd, betroubaar en trots op jou werk te wees. Baie van die waardes en gewoontes wat ek vandag nog in my werk en lewe toepas, het ek by Anton geleer. Sy nalatenskap, die voort en almal wat die voorreg gehad het om saam met hom te werk. Dankie Anton vir jou leiding, jou geduld, jou omgee en die verskil wat jy in my lewe gemaak het. Dit was 'n voorreg om jou te ken, Resag. Baie dankie. Enigiemand anders? Ek sê altyd, as jy die geleentheid het en jy wil graag afsluiting neem, dan is dit nou. As jy voel jy wil dalk ietsie sê, as jy meer as welkom. Dit is moeilik, ek weet dit is moeilik. As iemand vir jou baie beteken, dan is dit baie moeilik om te kom staan. Het is baie vreemd vir my vandag, omdat sy naam Anton is. So dit voel so vir my as dit nou my diens moes wees oor my lewe, wat sou jy nalat? Wat sou mense van jou sê? Dit is iets waarmee ek julle regtig verlos. Nou, ek wil julle miskien net voor ek die bedankings doen, net los met 'n vraag. Ons het die teksgedeelte gelees en jy kan dit gerus self gaan lees, Johannes 11 vers 25. Maar die vraag waarmee Jesus haar los is die volgende. Hy sê toe, elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En hy vra toe vir haar, dis wat ek hou van wat Jesus doen, hy vra toe vir haar, glo jy dit? Hy het vir die melaatse man ook gevra, wil jy gesond word? Ek dink die groot vraag vandag is, glo jy dit, dat hy is ook daar vir my en vir jou? Want ons is geneig om baie mooi goed te sê van mense, wanneer ons almal nou afsterf en dis al die dinge soos my dominee ook altyd sê, speel 'n bok van blerbietjie by die begrafnis en almal sê, maar wat word waarlik vir my? Dis wat ek wil hier met nadink oor. Wat word werklik vir my? Jesus gee vir ons vandag almal die geleentheid waar hy sê, as jy op my staat maak, jy bely met jou mond en jy glo met jou hart, ek is die waarheid, die weg en die lewe, dan is hierdie maar net 'n transition van die een na die volgende, wat meer permanent is. Ek wil net graag dankie sê, en as enigiemand voel hulle wil graag nog iets sê, kan julle my op die einde net vir my noem. Ons wil net op regte dank uitspreek aan elkeen wat vandag hier is, wat saam met ons afskeid neem, julle teenwoordigheid, gebede, boodskappe en ondersteuning, en ander gebare van liefde en omgee vir ons 'n groot troos gebring in hierdie moeilike tyd. Dankie vir elkeen wat die moeite gemaak het om uit te kom. 'n Spesiale woord van dank aan André van Wyk, wat gehelp het met die begrafnisredings van Pat Funeral Services. Baie dankie vir julle moeite. Dr. Haman se bystand en oproepe ook, en dankie vir Teresan vir die pragtige blomme, en ook die groot dankie vir Johan en Nikki dat ons Antons gedenkdiensie kan hou, en vir julle bystand en almal wat gehelp het om ook alles moontlik te maak. Ons waardeer dit opreg, julle vriendelikheid en ondersteuning is van baie waarde vir ons. Baie dankie. Ek wil net vir oulaas vra, as daar enigiemand wat graag iets wil sê. Wat jy? Moet my staan. Okay. Ek gaan ons vandag. Ek sê eintlik die persoon wat so praat nie, maar ek ken nou al vir Anton vir 20 jaar. En voor daai tyd het hy 'n kollega gehad, Marius van der Westhuys en Fritz Salonda. Nou, dis die tyd toe hulle twee het altyd in gesprek met mekaar gewees. En soos die jare nou aangegaan het hy nou my kliënt geword. En ek het met Tafelberg gewerk en op 'n dag het hy 'n TV gesoek en in Monay was die kontak, Anton se van Monay, en ons gaan die TV koop.
En wanneer hy het sy laptop gebring, alles geconnect, kyk laat die resolusie en alles reg is, dis maar hoe Anton was. Hy was baie presies geweest, alles moet reg is. En vir my, wat opvallend vir my was, is hulle twee het saam, so 2008 soos genoem het hulle saam geklik en op een by dag het Monnie vir hom ook een gekoop. Maar wat ek wil noem deur alles is oor die jare, elke ding wat hy gesoek het, hy eers research gaan doen. As hy my gebel het hy seker gemaak dat dit die regte kapasiteit, die storage en al die funksies is daar. En so plus minus 'n week voor sy afsterwe het Sonet en Anton in die winkel geloop. Susan in die winkel geloop, of Anton het in die winkel geloop, en my oog vang hom, en terwyl ek hom sien het ek en hy so vir 'n kort tydjie gepraat, en laat my nou dink aan wat Anton nou sê, is dat dit was die laaste keer wat ek en hy gesels het, en wie weet wie se laaste gaan dat wees. So ek wil net van Monnie hulle dankie sê dat jy vir Anton so convince het en seker gemaak het dat alles reg verloop. En daar gaan 'n gemis wees, maar ons moet maar net sterk staan. Dankie. Baie dankie. Ja, van wat ek kon aflei die tydjie, gaan nou gou vir geleentheid gee, van wat ek kan aflei die tydjie wat ek nou gehoor het, wat hy nou sy laaste tydjie ook so spandeer het, en dit vir my geklink of hy tog 'n volheid beleef het en so. So ja, so dit is vir my so mooi gewees om dit te hoor, so ek mens besef altyd die impak wat 'n mens maak, maar ja, van wat ek kon aflei, ja, dit is baie groot waarde. Ek moet net in by sy die laaste 2 jaar van dat vir Susan ken, was ek dink op sy gelukkigste gewees. Anton het 'n bietjie sleg gevoel, want hy sê hy het 'n bietjie uitgelaat gevoel in die begin, hè. Worde. Sjoe. Ja, ek is baie bly om te hoor. Dus môre die 4de kat, né? Dis nie meer die 3de kat. Wil jy sommer daar staan of vorentoe kom? En ek het 'n ingeboude mikrofoon. So ek het was vooraf met die boks om aan te werk by Terrasan en die een ding wat my ongelooflik van my uitgestaan het is kwaliteit. Jou output en jou werkgate en wat ook al jy aankoop, die navorsing. Ek dink Manuelita het obviously baie ook van hom geleer ten opsigte van hoe jy sekere goed benader en ek het heel toevallig ook 'n Taalweg tripie saam met Anton gehad, en my eerste TV gekoop het. Nou vir die mense, ek weet nie hoe ander mense huishoudings werk nie, maar ons huishouding is paas het maar so aan, weet jy, van my pa koop hom 'n nuwe TV en kry ek die kinders kry nou weer. En ons het gegaan en die navorsing wat in daai pinne sal die TV ingegaan het. En plasmabasis was dit LCD, dat ek kan nie onthou nie, dis in 2-in-1 ding. Omdat hy weet ek baie sport, kon ons hierdie doen nie, want hy gaan fragment wat ek kon doen op die dots per inch was baie, maar goed af en ek niks weet jy. En prys die Here het my saam met gegaan, ek sal net uitry en so wat ek al TV gehad het. En toe natuurlik kom die hele ding in van stories. Ek kyk nou op jou rekenaar, laai jy nou storie af. Maar nee, beteer as aan die rekenaar nie, of is nie. Jy is aflaai en dan sal hy jou, of Anton, kan ek sê klein Anton, dan kan hulle jou nou help om 'n KM player of wat gaan jy met wat die ding se player naam was. Maar toe het ek nou nie 'n kabel, en hierdie fancy TV, die hele leefbaar op ons, en batterytjies op die klein man, maak julle muur vol. Dit dan my 'n bietjie meer geld gespaar op kuns ook. En dan moet jy nou die rekenaar inplak, en hy het letterlik na my huis toe gekom, en seker gemaak ek land sag ten opsigte van die hele setup van hierdie pinne aan die TV, dat 4 jaar waarborg gehad. En ja, ek het die TV het obviously net nou met load shedding het toe nou nie sy deur gesien dat ek hom vir een van my kinders kon aangee nie, maar dit was een van my waardevolste dinge, daai aankoop en hoeveel navorsing in dit ingegaan het. En ook ek dink met sy werk, output is ook presies dieselfde refleksie in sy persoonlike lewe, maar ook in hoe sy werk was, is dat kwaliteit, jy breek kwaliteit op jou output en hy is vir jou ding bou dat hy nooit weer breek. Ek is seker as hy halve kans gehad het, sou hy NASA kon ry. Hy's 'n beleese man gewees en jy kon weet as hy vir jou sê dit is so, jy hoef te check dit is so. En dit was lekker dat ons hom in daai deel ook kon vertrou. Dit is my hartseer om te hoor dat hy eensaam was. Mense het dit seker maar heimlik geweet en dit laat my, soos ek sê, jy stop tot nadenke. Dat ons bietjie dink oor waar jy impak in en waar jy vandag iemand se eensame dag net met 'n oproep of 'n SMS op 'n WhatsApp kan breek. En dit is ook belangrik dat ons tyd maak, soos jy sê, teenwoordig wees, maar tyd maak vir daai,
soveel as wat ek 'n voice note daar, stuur hom maar 'n voice note, dis nie tyd om te tik nie. Net om in te check op mense doen dit nie. Ilani wat daar sit, het afgelope hoogte gehou met hoe dit met Anton gaan, as ek die laan sien nie, het sy dan vir Jacqueline gesê, weet, so hulle dan nog gereeld op so met hom kontak gehad, ek is so dankbaar vir Morne, in sy lewe, maar ook vir Tynus Verstaan, wat vir die impak wat hulle gehad het, om daai eensaamheid so sê te kan breek. Ek weet wat Tankie sê, wat in die pad gebly het, en dis my lekker om te hoor, dat daar mense is, wat daarom nog, ek sê, daai eensaamheid kon breek, en ja, dis 'n voorreg om te op te ken. Gebeur baie keer as jy leef vir ander mense, dat wie leef vir jou, jy weet, en ek dink, dit is daai voorreg wat ek kon gehad het hier by jou, en weet waar ek, wat ek agterkom vandag, as ek na almal luister is, as jy in daai hoes laat nare voldoen dit, moet jy eintlik 'n baie special ou wees, jy weet, so wel dan, want ek dink, hy sal vir hierdie Anton al wel gechak het, en gesê, nee, want jy meet hierdie standaarde nie, so, ja, en om ook te hoor van jou rondom dit, ek sê altyd, as daar mense nou so werkslewe is, wat nie noodwendig heeltyd betrokke is, maar toch, die bereidheid voel om te kom getuig oor iets en so, en sê dit iets van die impak wat jy gemaak het. So ja, ek wil net vir ons bid en afsluit en net vir elkeen dankie sê wat uitgekom het en die moeite gemaak het en mag ons lewens ook vorentoe getuienisse wees oor dit, maar daai wat sy nou nog gesê het, is baie belangrik, maak 'n oomblik. Ons hierdie Kaap braai elke naweek, maar ons kom nooit met dit uit nie, jy weet, dis ons as ons braai nooit nie. Rede koffie, maak jy afspraak. Is nou soos hy sê, as jy dit geweet het, sou jy dit anders hanteer dalk nie, as jy geweet het, is die laaste keer. Elke dag is die laaste keer. So, ek dink kom ons maak, soos hy gesê het, word bietjie meer bewus van kom ons doen nou ding. Stuur daai voice note, gaan kuier, drink daai koffie. Dis dalk al wat ons het. Kom ons bid gou saam. Jesus, baie dankie vir die geleentheid om Anton se lewe te kan vier vandag. Hier los ons met die vraag, glo jy dit? En ek wil dit graag los hier vandag op die vloer en net sê dat ons kan al die herinneringe los, maar ons volgende lewe is die een wat die verskil maak, Here. Mag die lewe vir ons 'n fondasie wees vir wat ons gaan ervaar hierna, en mag ons beste doen om ander te dien. Mag ons die koninkrykswaardes uitleef, maar mag ons eers seker maak dat ons eie lewe in orde is voordat ons dit doen. Mag ons mekaar ondersteun, lief hê, en mag daar tyd gemaak word. Mag ons in die huidige oomblikke leef, nie te ver vooruit nie, Here, want ons het net hierdie oomblik. Dankie vir die geleentheid. Ons bid dat jy almal, familie, vriende, almal rondom Anton sal dra, vir hulle sal koester in die tyd, en hulle sal vashou, vir hulle sal hoop gee. En baie dankie vir dit wat jy ook deur Anton uitgeleef het. Ons bid dit in die naam van Jesus, amen. Okay, julle, so ek gaan afsluit en dan net sê, daar is, as ek reg verstaan, nog die onderversings teen koffie, as julle dalk sou 'n bietjie saam kuier en net saam gesels, en dankie vir elkeen van julle wat uitgekom het. Is daar enigiemand anders wat graag, ek wil net nie hê dat as daar iemand is wat nog iets wil gesê het, dat dit moet agtergelaat word nie, so as jy voel, soos hulle sê by die troues, forever hold your peace, is daar iemand wat voel hulle wil ietsie sê? Yes, kom. Miskien net gou, ek is Fred van Sail, ek het saam met Manolita gewerk met Altmark Meubels, ek het 2002 daar begin, en hier lank dan maar nie vir Anton ontmoet, hy was 'n kliënt, my mentor wat my getrein het in Tafelberg was Marius, en in geval, ek het in Marius se voetstappe probeer stap, baie tegnies, baie goed reg aanpak, eties doen, en ek is net nie van die perfect verkeerd verstaan, maar ek het 'n lekker aanklank met Anton gevind, en gesien, hierdie is 'n man van integriteit, sout van die aarde, ek kan hom vertel met enigiets, hy sal nie goed indruk nie, inteendeel, hy sal alles gee wat hy het, en ekstra, baie harde, so springpaper, moet reg gedoen word, maar Jesus, man, hy was my oë, en wat ek kan opkyk, ek was 19 toe ek al begin het, so ek was jong, en ek het leiding nodig gehad, ek kon ook nie baie goed bekoste gee, dis eintlik wat ek wil deel, Anton het gesien, ek het 'n baie groot passie vir rekenaars, en ek hoor iemand met haar gesels, en ons het baie gesels, rekenaar pak, wat is beter, en toe ek by rekenaars bou, ek het die geld, het gegee, hy betaal voor, of ek sou vir hom help om 'n deal te kry, of so by gesê, en op wel, hy sê, Frits,
ek nou hierdie deal gekry het, 'n verwysing wat jy nodig het, jy keyboard nodig, om vir wat ook al. Maar die punt was, hy het gegee toe ek dit verdien het nie, toe hy my nog nie goed geken het nie. Hy het gegee, fisiese goed, maar hy het ook tyd gemaak vir iemand wat jong was. Ja, maar vir die manier hoe ek het die hele mense kon praat, wil jy kalm manier, maar ek hoop die boodskap kan ek oordra om te sê, iemand wat die tyd en ietsie meer gegee het, en myself gaan het inspireer om te kyk na my lewe, kyk hoe ek myself kan doen. So, dankjewel. Hoe kan jy Anton laat voortleef deur dit vir iemand anders te beteken? Baie dankie. Dis hoekom ek sê, ek voel in my hart, daar's mense wat goed moet sê en daarom, ek weet ek reik het bietjie uit, maar ek wil graag die geleentheid gee. Wat ek graag wil sê is dat ek het vir Anton ontmoet deur die rekenaar wat hy vir my vrou gebou het. Sy is 'n fotograaf en die studie wat daar ingegaan het om daardie rekenaar te bou. Dat ek wat hier op die kantlyn gesit het, gedink dit kan nie wees dat hulle soveel studie insit om die kleur op die skerm reg te kry. Hulle wou met 'n skerm en dat hy studie gedoen en gesê nee, hierdie skerm werk nie vir nie want hulle sien die groen agter die groen agter die groen. Ek sien net die skerm. Maar ek wil ook net daarby sê dat toe ons nou by die loadshedding gaan, het Anton vir my elke dag gebel. Wat heb ek gesê, loadshedding gaan nou weer daai tyd wees, daai tyd wees. Dan het julle almal so hoogte gehou met loadshedding. En dit het toe ook uitgebrei, dat Anton agtergekom het, daar's 'n dip in my elektrisiteit in ons area. 'n spike, wat noem hulle dit ding. En Anton bel vir my en sê vir my, jong, ek het nou studie gedoen, ek het die afgelope 60 dae, het ek jou krag dopgehou. Want jy moet nou na die munisipaliteit toe gaan en vir hulle sê, as jou rekenaars oppak, dan is hulle skuldig, jy moet hulle wat, toe hy 'n studie gedoen op sy eie, niemand het hom gevra nie, niemand het iets gesê, hy het 'n studie gedoen, hy het vir my gemail en gesê, hier is waar al die spikes was, dit was 13 minute oor 2, op Dinsdag gewees het dit, en hy het nou, sê maar 260, 280 volts gegaan, en mag het nie wees jy jou systems gaan oppak. Maar ek wil Anton ook wil afsluit om te sê dat, hy het ook gesê, so tyd maak vir die ou wat op die robot staan met thuis. Ek het die Sondag, my vrou stuur my ook altyd winkel toe, ek geniet dit met jou by te elke Sondag het Anton op dieselfde plek parkeer, het hy gevaar. En die Sondag voor hy oorlede is, ek het die vorige Sondag ook sê, my Sondag voor hy oorlede is, hardop ek met die trolley, die was hartig, ek sê, Anton, hoe gaan met jou, baie, nou daar by Tiger wil hy afkom, maar toe paak jy nou so af en met die trolley is hardop, my hoor my net ook weer gaan, toe sê ek is haastig, ek sien jou volgende keer en ek gaan aan, en daar sê my jou volgende keer. Ja, dit is wanneer 'n ou tyd maak, en jy, ja, of te haastig is om 'n bietjie tyd vir iemand te maak, en dit was die laaste wat ek ook gesien het. Maar, wat Anton in my sal bly is om te sê, presiesheid, en het was nie, hy sal nie toegegee het. En die laaste ding moet sê, ek kry van my om kabels daar by my huis deur te trek, internetkabel. En toe die kabels moet ek het sê, Anton vir my, nee, die ding gaan nie werk, want die kabel mag nie meer is, hy mag net 76 grade buig. Jy mag 78 grade gebuig, gaan nie werk. En hy het so gesit en hy het dit gedoen, en ek het altyd daai groot skoene van Anton langs sy staan, en die ou staan solid, hy weet wat hy van Laaste keer, nog 'n Anton. Ja, so Anton, klein Anton, Prinsie, Anton Prins. Ja, weet jy, kom op. Sorry. Ek het
by Romania gewerk. Anton was een van my kliënte. En ek het altyd gejoke gesê, ek het 'n 4 jaar interview gehad. Ek en Anton het toe op die ou en Terrasan se IT-afdeling begin vir die groep. Dit was in 2005. Daarna het Mornay ingekom 'n tydjie later. Ek het Anton ontmoet in 'n moeilike tyd in my lewe. Net my pa wat leraar is. En hy was 'n vaderfiguur vir my, 'n baas, vriend. En soveel meer. Hy het Sondagmiddag met 'n GP gaan kyk by hom. Dat ek ten minste iets kon eet. Geslaap op die bank. Net tyd saam spandeer. Ek's baie independent, so ek's nie die persoon wat elke liewe dag daar was nie. Ons het baie keer weke gegaan, ook was baie lang saam gewerk tot in 2016. Ek sê altyd, ek dink ek's met OCD gebore nie, ek het dit geleer by hom. Beskruiklik perfectionist, weer eens ek maar OCD en perfectionist wat ek by hom geleer het. Maar hy het my lewe geshape. So ja, ek wil net dankie sê. Sorry, ek kan nie. Ek het gewerk tussen 2 mense met OCD. Sterkte vir jou vrou. En 2 ander. Ek sê met 2 ander, 2 OCD's, ek was nie middel wat gesê daar, net so. Ja, het hoor ek net as ek so luister, en hy het miskien dalk in sy alleenheid, baie beteken, omdat hy alleen was vir so baie mense, want dit jy baie keer nie doen as jy self 'n familie het, en 'n vrou het, en kinders en al die dinge nie, en ek kyk nou net hoe luister ek hoe hy vir so baie mense 'n vaderfiguur was, dan kan mense baie keer nie doen as jy dalk in 'n ander posisie is, want jy het nie tyd nie. So, het is mooi om te hoor dat hy sy tyd gegee het vir ander en so groot iets beteken dit vir so baie mense. Okay, laaste een. Enigiemand? Ek gaan sommer van die sit af sê, verbaasend dat Anton 'n hemp aan gehad het, want hy sou die hemp van sy rug af uitgetrek het vir jou gegee het, sy dood het. Hy het nooit herken, maar nou nie toe so skerm wat met soveel liefde gekoop is, verstaan jy met hy moes altyd die nuwe goed eers by sy huis getoets en so het hy veel skerms gewoon. Toe sal hy mos nou hoor, my seun het ook amper sê 'n rekenaar, maar hy kan nou nie so goed op die game sien, want nou so daai skerm het by ons geëindig. En ja, ek het nie 'n sent daarvoor betaal nie. Weet nou nog nie, maar hy moes opgetel het, dit gaan 'n bietjie rof by die basons. Maar ek onthou een keer, my seun het ook Anton so groot voete. Nou hy probeer, hy dit skoene dra nie lekker op iets nie. Ek dink nie ek oor daai skoene gedra nie. Daar het so 'n reuse tekkies dat my huis toe gekom na my seun toe, so ja. Dat hy 'n man is wat omgegee het, lief was en gehelp het, is definitief so. Toe hy afgetree, elke keer nou nog as ek my Makita hoorstel gebruik, het ek 'n Makita hoorstel by hom gekry. Nou hierdie is net by my, julle is nie van ons nie, maar 'n Makita hoorstel maak dit baie makliker. Okay, dan gaan ek dit afeindig.
Ja, ek het hom nog nie geken nie. Ek hoor baie goeie goed wat hy nagelaat het. En dit is so mooi om die getuienisse te hoor. Mag daar dieselfde getuienisse van ons wees eendag dat ons 'n impak maak in mense se lewens. Ek hoop regtig julle vat dit saam met julle vandag. Maar net eers vir jou eie lewe, kry dit in orde en dan leef jy dit uit. Want dan kan jy gerus wees. Dat maak nie ook wat gebeur nie. Nou gaan regtig sê is dan beter plek toe. Ons julle is dan welkom môre as reg as die mense dan wil klaarmaak en kan hulle onder toe gaan net vir die verversingsseisoen. Baie dankie weer eens vir die geleentheid om dit te kon hou en vir elkeen wat gekom het. Ons waardeer julle moeite opreg. Mooi dag vir julle, sterkte.